In jouw hart is waar je ziet. Ik weet mijn plek is niet langs jou. Ik zal altijd bij je zijn. Als je naar mij verlangt, ik is bij jou en die geest. Mijn tijd op aarde is voorbij. Mijn leven was afgemeerd. En ik weet, jij moet achterblijven, maar ik zal je nooit vergeten. Ik is nou niet heel
En jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal nooit vergeet. Goeiemôre almal. Namens die Fontana gemeentes wil ons die familie regtig waar sê ons gespreek aan dat my gemeente is. Maar ek het al geken so amper 45 jaar dat ek 'n boeroe is en ek moet sê ek het altyd geken as iemand wat lag. En ek Saterdag by julle kuier by julle drama, toe kom ons lag oor aan lewe, al die goeie tye wat ons gehad. Maar die Fontana gemeente duidelik simpatie met julle sê, ek gaan julle troos en versterk. Sy is op 'n beter plek soos ons saam sê. Ons by ons hoofde, dan kom ons nie hier. Here, baie dankie vir die geleentheid dat ons kan groet, bewys en beeman. Here, dankie vir al die jare wat jy nog gespaar het. Dankie vir al die tyd wat sy in die gemeente kontribueer is. Dankie vir almal wat hier teenwoordig is. Dankie dat almal veilig hier gekom het. En ek vra Here dat U nou in die diens sal lei en dit sal seën alles wat U plaasvind. Dat dit wees tot eer en verheerliking. Dankie vir wysie se lewe. En dankie vir goeie tye en dankie vir swaar tye. Maar Here, U dan omhaal ons glo sy is op 'n beter plek. Seën ook elkeen hier teenwoordig vanmôre, Here, dit op die naam van Amen. Goeiemôre vir die wat ek nog nie gesien het nie. Ek wil iets sê en ek wil julle dit asseblief van die in die regte lyn of die linksreis, wat jy ook al wil noem, neem. En nie aansluit nie, maar dat ek nou vraag. Maar julle is allemaal uitgenooi na my begrafenis toe. My sienewes was gedaan vanmôre. Dis die tweede mens wat ek van moet afskeid neem op hierdie manier. En dis nie my lekker nie. Vir die wat julle my nie ken, ek is nie die persoon nie. Dis my iets verskrikkelijk, veral omdat ek haar so goed geken het. Maar toe sien ek daar buite. Lekker lach. Ek is seker, julle is allemaal baie gelowige mense en julle ken die Bybel. Maar daar staan in die Bybel, die engele juig as ons daar boog. En die trompet te blaas, en daar is 'n lekker dag by die Bybel, om te sê welkom. Julle moet nog maar verskoon, ek heel graag, dat is niks goed met my liefde. Ek weet nie wie van julle Niels en my skoonpaas wat ook genoem. Jare terug het hulle mense gekry wat hulle roubeklaars en dat ek met die familie dit so gehad met hulle werk. Dat hulle hier ons betaal om te gaan huil op hulle begrafenis. Nou as ek nou so oud soos hulle was, Niels, dan sou ek 'n baie goeie roubeklaar. Ek dink ek sou meer Saterdag verdien het as wat ek in die week verdien het. Ek het net nog een ding sê. Toe Saterdag daar weer Tia is, toe sê sy moet dit voordat ek gaan. En ons moet nie, as jy al by die begrafenis oor die mense so sê, weet jy, vader sê, moet
Weet hierdie ou was nou nie. Hierdie ou het so goed gedoen. Hierdie ou. En as hy iemand op die aarde. En as dit nie jou binneste en dit is ek nou by die regte kerk. Maar wat ek vandag van tyd meisie wil sê, is die waarheid. Ja, dit is langer op hom as ek. So ek het daar 43 jaar gedoen. Amper so lang soos dit is. Ek wil net vir julle vanmôre in kort probeer vertel van die Bybel. Ons is nie hier by tannie meisie se reunies nie. Jy hou oor iemand wat jy definitief oortuig is daarvan dat hy hel toe gaan, of jy twyfel dat hy in die hemel toe gaan. Dat maak nie sin. Ons is hier om aan liefde te herdenk. Ek is weer vir julle sê baie dankie vir wat jy hier wat doen. Ek het nie gedink ek gaan vandag oorleef nie. Jy weet tot op haar laaste toe sê Tia vir my, het sy elke dag, jy almal gedink, by die naam, nie gesê, my kinders en my kleinkinders en my broers en sisters en my nakbouw, sê hulle by die naam van, elke dag, tot dat wat sy gestel. So ek is in my hart oortuig, sy is daar as sy moet wees. Ek dink ek het al lang genoeg geken, om te weet dat sy nie voorgegeven is. Sy daar met haar reisstoel ingekom, moet so smile op haar sy. Ek weet nie of ek het so doen. Sy is baie dankie dat jy dit ook nog doen. Maar ek weet nie of ek sy met sy smile as ek in reis is. Maar die lewe het al nie weg. Sy het besluit, sy is hier tot die laaste sekonde. Net voor ek verder gaan, wil ek gou vir julle 'n storie vertel. Net 'n resepte storie. Julle het gehoor van hierdie mense wat sterf en dan kom hulle in die hemel. En dan sien hulle paal en dan kom hulle terug en kom vertel hulle dit ons. Hierdie is nie een van daai stories. Dis net 'n storie. Daar was eendag 'n baie ryk vrou. Baie ryk. En sy het al tyd en geld aan daai huis en aan tuin spandeer. Die mooiste bierste blomme, die mooiste bierste meubels, klere. En haar huiswerker was ook verskriklik hard. Want wanneer sy so af en toe afgekry het sy vir arme mense gaan bid en vir hulle moed gepraat. En so op 'n dag sterf die huiswerker. En sy is nog met daar aangekom. Dis 'n storie wat ek gelees het, so ek sê ook maar Petrus wag daar met die hek klaar. Sy sê welkom. En stap daarin, die groot straat af. Die Bybel sê ons as groot straat en ewig gesteel is nie staan daar huis. 'n massiewe ding. En hy sê vir haar, welkom hier in die hemel. Hier is jou huis. En 'n paar jare daarna gaan hy veroggend. En sy kom op daar hoor. As ek mens daar iets gedoen, dan sê ook die hemel gaan, die staan Petrus op. En hy sê, ja, kom hier by ons, kom in. En hy loop op daai groot pad, baie ver. Dit word later 'n silwerpad, dit word later 'n bronspad. Dit word later 'n teerpad, dit word later 'n grondpad. En uiteindelik word dit 'n voetpad. En hier staan so klein sinkhuis wat sulke pale geword is. Hy sê, welkom hier by ons, jy gaan hier. Sy sê, dit kan nie, dat is 'n verskriklike van. Sy sê, daar is nie. Sy sê, maar hoe kom dit hier bly? Daar gaan ons voor bly aan die ander kant. En hy sê vir haar, dit is die enigste boumateriaal wat jy vir ons van die aarde af gestuur het, in jou huis. Met ander woorde, dit het ook niks doen. Ek is nie op die project gedaan, dit is nie. Dit wat ons op die aarde doen, dit het in my siel gedoen. Ek dink sy doen 'n pragtig huis. Ek dink die bouers moes daar net 'n bietjie vinnig bou dan die vrag. Maar ek
dit wat sy op aarde gedoen het, het die Here in die hemel raak gesien. En ek glo sy sal beloon word vir dit wat sy op die aarde gedoen het. Die lewe wat sy gelei het, begeer ek om so lewe te hê. Nou weet ek het iemand weer gesê nog anders dan dokter. Enigiets oor 70 is 'n geskenk van die Here. As jy oor 70 jaar. Ek het 'n bietjie geskryf, ek is nou weer. Ek kan heel se groter geskryf wat is oor. Die Here het met ons 'n plan. En die dag toe jy gebore word, het hy jou eindbestemming bepaal. Hoe jy daar gaan kom maak van jou af, en wat daarna gebeur, is alles in jou hande. Dit maak het bietjie makliker vir my om vandag hier te staan. As dit iemand anders was, wat ek oor getwyfel het, so ek waarskynlik nie ingestem om hierdie diens te doen. Want ek kan nie weer voor iemand wat sê. Maar ek kan net my hart uit sê, ek glo, dat het sy goed is, of goed was. In Johannes 18:36 staan daar, en Jesus antwoord, myne koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dus my oorgelewer is aan die Jode, dat hulle moet kruisig. Maar nou is my koninkryk nie van hier. Ek dink dat die meisie is baie bly hoe sy al lewe gelewe het. Want nou sy daar, wat die Here haar wil gehad. Ons is allemaal maar net tydelik hier op aarde, nie? Dit weet julle toch. Party vir 'n baie kort tydjie, vir 'n baie bietjie langer. Julle moet bly wees, julle ma, julle ouma, julle tannie, vir so lank weer. Ek wil vir jou vandag so 2 of 3 vrae vra. Voor ek hierdie vraag vra, is daar enige van julle wat aan die meisie so siek was, wat vir die Here gevra het om haar gesond te maak en al langer te spaar? Wie is hier? Daar is niks meer vir jou nie. Vir die ons wat te skaam was om jou hand op te steek, jy het ook dalk gebid, dat sy moet gezond word, dat sy nog langer by ons moet wees, want ons gaan anders. En toe gebeur het. Dink jy het vir niets gebid? As jy so dink jy heeltemal verkeerd. In die Bybel staan alles wat ons in geloof vra, sal die Here ons gee. Ek is nogal 'n redelike gelowige, ek het ook al vir mense gebid wat siek was en hulle het gesterf. En ek het ook gewonder. Die Here verhoor altyd ons gebede. Dalk nie soos ons leer nie. Weet julle, ek is seker daarvan dat die meisie het gebid om na die Here toe te gaan. Sy het swaar gekry die laaste tyd, baie swaar. So die Here het daar gewens oor, dat ek ons sê nie. Maar ek daar het gebid. Moet dit ook doen, asseblief. Die ander vraag wat ek vir jou wil vra is, het ons as familie, gesin, vriende afgestaan aan die dood? Glad. Die Here het die dood oorwin deur gesterf het aan die kruis. Die dood is maar net 'n oorgangsfase of fase. As jy moet sê dat jy vir tannie meisie aan die dood afgestaan het, beteken dit nie toe verwagting is. Ons het aan die Here. Sy is maar net na die Here. En ongelukkig daai weer wat jy moet leer doen, is die dood. Ons moet daar weer mee gaan. Is dit dan normaal om te huil? Ek het gedink as ek hier kom, ek het gesak, ek het lief, ek het best. Ek het gedink as ek hier kom, dan het ons allemaal rekker. Dat die Here toe van my lewe op die tyd. Dis baie normaal in tyd. Mens moet daar seer wees. Ons gaan nou rus, verseker.
Ons gaan op die naam hou. In Johannes 11:33 staan daar. Toe Jesus haar dan sien, dis die vrou wat sy enigste seun gesterf het. Toe Jesus haar dan sien, ween. En die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween. Het hy, wat die Here is, geweldig bewoog geword en in sy gees en ontstel daar. So in die korte toe die Here sien waar die liefde vir is. Ons sien dit is seer, dis bitter. Jesus sien wat hy. Ek het dit so terloops gedoen. Safra. Sy sê vir jou sê, mens moet hy. Jy moet tree, jy moet daar seer wees. Dis deel van die proses om deur hierdie ding te kom. Maar daar staan op in Lukas 7:13. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween. So dit klink nou so, die Here self het gesê, maar hy sê vir ons nie. Nergens in die Bybel sê hy, jy mag nie. Nergens. Dit sal. Hy sê ons nie. As ons hy moet ons weet, daar sê Here in die hemel wat julle almal sal vertroos, van nou af tot julle haar weer sien. Dis baie wat sê. Hy dit moet hy. Dit moet hy. In Psalm 30 vers 6 in die blye boodskap stel hulle dit so. Hy is lewenslang goed vir ons. Kyk maar, ons het deur die nag gehuil, maar vanmôre lag ons van vreugde. Dis net die Here wat iets laat gebeur. Ek sê weer, ek wil nie vir jou preek nie, dit is definitief nie 'n bekeringspreek hier. Daar staan in die Bybel, ek glo alles wat in die Bybel staan, jy moet hom lees maar. Ons gaan mekaar eendag lees. Oor 100 jaar, oor 1000 jaar, maak nie saak nie. Ons gaan mekaar leer eendag. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy haar vraag weer wil sien, ek wil. Dan moet jy jou lewe regkry. Wat as jy nie hemel toe gaan, jy gaan jou sien. Ek sê weer, ek wil nie vir jou. As jy iets vir iemand wil doen, doe dit nou. Nou. Nou hy advertensie van verseker gesien. Doen dit nou, want nou is te laat. Die het my donderdag gebel en gevra, dat ek daar in die garage op sy hande staan, of ek asseblief haar ma se diens sal waarneem wanneer sy kon sterf. Ek het eers geskik vir dit geskik. En ek was vinnig dink. En ek sê toe vir myself, oor 2 jaar het jy al vergeet dat sy dit vir jou gevra het. Dan moet jy dit mos nie doen. Dis nog 4 dae lang. Gelukkig het ek 'n aanleiding aan te gegaan. Ons het daarmee gaan groei doen. Ek is bly ons het die dag ons gesels. Want dit was die laaste keer. Nie niks doen. Weet jy wanneer huil jy op jou lekkerste? As 'n persoon doodgaan en jy het haat in jou hart, of daar's iets wat jy nie reg gemaak het, dan sit jy daar. Ek glo julle was almal 'n goeie vriend met daai mense gewees. So vandag sê ons totsiens. Nie vaarwel nie. Totsiens sê tot ons mekaar lees. Vaarwel en stem ons paai. Nie verwel. En daar gebeur het so nie.
Baie dankie dat julle allemaal hier is. Die sal op iemand van die bedankingstekning doen. Ek wil net graag oor die gebied. Dit is gebied. Here, baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Om vir daardie meisie tot diens te sê. Dankie Here dat U haar soveel jare gespaar het. En dat haar hart en haar siel reg is, dat sy nou by U is. Dat sy nou op 'n beter plek is, dat sy nou gesond is. Here, baie dankie dat U haar gelei het vir haar, haar gesin, haar familie, haar vriende al hierdie jare. Ek wil bid vandag, Here, dat haar afsterwe vir ons almal iets sal beteken. Dat ons net weer sal besef, as ons haar weer wil sien, sal ons op die pad moet loop wat sy geloop het. Here, vertroos asseblief almal wat hier sit. Dit gaan nog baie swaar gaan vorentoe, Here, maar ek wil hê dat U asseblief saam met hulle moet stap. Dat hulle sal weet, ons is nooit alleen. U het 'n plan met ons almal. 'n goeie plan. U is baie lief vir ons. Here, gaan asseblief saam met die mense wat ver gery het om tot hier te gekom het. Bestuur asseblief self daai voertuie, Here, dat hulle weer veilig by hulle huise kan kom. En dat hulle nooit vir tannie Meisie sal vergeet. Dat hulle sal altyd weet dat sy by U is. Baie dankie, Here. Amen. Ek wil graag vir julle herinner aan Psalm 68 vers 20, waar die psalmdigter sê, dag na dag dra God my. Ek het nie gister gedra, hy het my gister gedra, maar hy dra my vandag, en hy sal my môre ook dra. Up on the mountain, you've got peace of mind, like you never know. But things change and you're down in the valley. Don't lose faith, for you never alone. For the God on the mountain, He's still God in the valley. Things go wrong, He'll make them right. For the God of the good times, He's still God in the bad times. God of the dead, God in the night. Talk of faith when you're up on the mountain. Talk comes so easy when life's at its best, but it's out in the valley. Trials and temptation, that's where faith is, really put you the test. For the God on the mountain, He's the God in the valley. Things go wrong, He'll make them right. For the God of the good times, He's the God in bad time. God of the day, He's the God in the night. God of the day, He's the God in the night. Onthou altyd
Here dra julle dag vir dag. Ek is al gesê hier Maas geld uit. Ek wil bedank vir dit. So ek het dit neergeskryf. So nommer 1, daar's 'n paar punte. Ek sê Here, dankie dat U ma in my lewe gestuur het. Partykeer wil ek haar terugstuur, maar die meeste van die tyd was dit liefde en ongelukkig. Dankie vir die kosbare tye. Dan wil ek vir die beste vir hulle sê. Bitter baie dankie vir die liefde ding. Jy het soveel deernis en liefde die geduld na ma gesê. Dan mag 30 ton trok vol krone in die hemel vir jou. En dan nog een wat hulle bestelling het, is die laat is gepak. Gerard en Annemie, dankie vir die bystand gebede en oproepies ouma het altyd gesien hoe daar gepraat. Ek het sommer gesê, jy is volgaan. En dan met Annemie, hulle twee praat dan. Annemie, hulle twee praat tot morgenoggend. En dan ook Andrei en vir Andrei baie dankie vir gestem het om hierdie ding vir ons te kom lei en ons waardeer dit regtig baie. Joyce, Sia Bonga Rakul. Thank you that you look after Oma so much. Always did what you want. It's supposed to be that always went extra mile. We owe you a lot. Thank you very much for that work. Okay, en Elise, wat 5:30 in die oggend in my weet sy afhet om my reg op te maak. Om sy aangetrek te word daar. Jy kan sien die vrou wil so graag gehad as sy kom aangesit. En dan sit sy en ek sê kom ek so in die donker om doen maar skap maar. Ja. Ek sê nou hierdie gaan sit in die skyn. Maar dan het die dag gesê op haar pos, so baie dankie sê jy bly as om jou wat maat haar te help. En jy kom met die silwer deurtjie op Yuri. Hy daag op daar so en dan sit hulle daar en dan Yuri weer net eers 'n grappie vertel. Net as die ys breek, dan gaan kom Yuri. So kom Yuri, dankie jy vir ma 'n goeie vriend was in die laaste tyd. Sy waardeer ons waardeer dit ook baie. Dan aan Dr. Erasmus, dus ons eie spesiale dokter, sy nie aan enige dokter beglo nie, Dr. Erasmus of nothing. En Marlene, hulle het altyd as ons al wil sien, is ons afspraak altyd 8:30. Weet jy, daar was 8:30, jy kan 'n bietjie wag. Ouma is daar. En ook vir Olga Boshoff, die Roeliaars familie, Albert van IPS en die dokters en die personeel met Chilichipa. Mense, as julle dink staatshospitale is nie so hard nie, jy weet nie wat jy sê. Daai swart dokter en daai swart nurses het ouma gehanteer asof dit hulle eie ma is. En ek sal altyd ook dankbaar wees vir wat hulle vir ouma gedoen het. Met respek het sy gehanteer. En is net vir die blaadjies en foto's en my vriend Adi en Martie het al van Kempton Park gekom het, die blomme spesiaal vandag gery het. Baie dankie vir julle twee. Ek is ook dankie julle so ver gery het om dit te lees vandag. En dan is daar hele hoop mense wat ek dan sê, al die kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, julle het altyd, maar veral wanneer Annemie toe sy in Amerika was, dan sê ons 10:00 aan sê, lekker slaap man. Dan sê jy, lekker slaap kind. En 2:00 is in toilet toe gaan hoor ek, dan is die Annemie in my keer, en praat WhatsApp van Amerika af. Dan praat sy tot 6:30 dan gewerk, ek gaan slaap kom. Want het nooit, dit is my so onregverdig gewees. Okay, so, en dan ook Eddie en Louise en Piet en Annelie. Eddie geherdoop Hendrik. Ek weet nie hoekom nie, maar hy is Hendrik. Dankie julle ouma as julle eie aangeneem het en altyd vir haar gesorg het, altyd ietsie gehad het, tyd gehad het om by haar deur te bring.
En julle het ons ook ondersteun in die tyd het ons ook swaar gekry. My vrou het baie swaar gekry. Ek sê vir elke dag gesê, kyk, ouma was my ma, maar my regte ma is dankbaar. So, dis vir my erg, maar nie so erg as met vrou was, want dis haar ma. My vrou het regtig swaar gekry. Maar vriende, vriendinne en kinders het altyd vir Tia bygestaan. So ek wil sê baie dankie dat julle dit gedoen het. En dan heel laaste, my skoonma, eerste keer toe my sê, sien, toe vra sy my vrou, so wie is hierdie jaar voor? Nou van daai dag een af, tot die laaste keer as sy, want as ek en sy gevat het, sal ek gesê, Pascal, jy praat en die maar dan kom hier 'n bollie. Tot daai laaste ene, was ek baie dankbaar sy deel was my deel. And I love you forever and ever. En dan heel laaste, maar definitief, sekerlik die belangrikste ene, want ons vir die Here dankie sê, dat ons almal voorreg gehad het, om deel te gehad het in haar lewe. En dat sy deel was van ons lewe. En dink nie sy was regtig nie so beteken nie. Maar geen kans. Sy definitief iets gedoen vir julle. En dan wil ek vir Babbels sê, wat daar sê, Babbels, thank you for being a friend to my mother-in-law, doing the nails. She even came to her house, Oma, in bed, trying to do something. So it's special thanks to everybody. Julle baie dankie. En ry veilig en mevrou wil ook graag iets sien sê. Vir my vrou sê, sy moet dankie sê op Impala, dat julle so haar so ondersteun het, en altyd net gesê het, jy het gaan sorg jou ma uit, en dan kom jy terugwerk. So baie dankie daarvoor. Dit maak 'n groot verskil. Dankie. Die laaste van die verrigtinge het Tia vir my gevra, ek moet net 'n spesiale woord van bedanking doen. And Joyce, I'm so glad that Chris spoke to you in English, and I would be glad if I could speak English as well. If you listen to my Zulu, you will be crying. And I do speak a bit of Zulu, but it's very poor, very bad. So it's much easier. My second tongue is English, and it's much easier to thank you. They are very, very blessed to have somebody like you. Out of their hearts, they ask me to thank you for what you've done for Macy. For all the time you've been with her, the love that you gave her, that you cared for her, morning and night, and you would never too much ask from you to do for her. Thank you very much. We appreciate it, the family appreciate it, and I would like to extend a very, very warm heart of thanks to you. And may God bless you in your time ahead, and that you could be of service to other people as well. What happens in life, basically, and as Andre said, what we do in life, we might not get rewarded here, but our reward is in the afterlife. Thank you very much. God bless. Ons gaan nou kyk nou weer, maar ouma se 500 song, is 'n vlak. So ons gaan nou met julle speel en dan kan ons maar uitbeweeg.